begin, die van julle wat kan sien en wil saam sing, lied 365, kom ons sing daarvan al 3 die verse. Hoor die blye engele lied aan die koningsseun gebed. Hey,
Goeiemôre broers en susters. En van my kant af gesien 'n Kersfees vir julle elkeen. Kan ek net sien I've heard that there are some visitors from Australia. If you wanted me to do the whole sermon in English, you have to give me much more time to prepare. But I think it's Kate and Wesley. Welcome in the service this morning. Wesley, I've heard you received the biggest gift yesterday under the tree. Hy het gisteraand 'n springbok trui vir Kersfees gekry. Hy is van Australië. You're very welcome here, and wear that jersey with pride. We do. Is daar nog besoekers? Van waar af is julle? Van die een see na die ander een. Baie welkom by ons. Centurion. Baie welkom by ons. Julle is ook, julle praat Afrikaans, nee, ek teg. Baie welkom by ons volgende. Dit is so. Robert Ranko, baie welkom. Mia, baie welkom hier by ons. Is Dominee Albertus en seker net, ek weet of julle hom nog herken nie, want dit is die dominee wat hier saam met my veronderstel is om te werk. Ja. Laas jaar in hierdie diens was ek self gewees, het ek en toe het arme Albertus al die dienste gedoen. So ek het gesê hierdie jaar moet hy rustig gaan vakansie hou. So. Hy is by sy plekkie by die see. Hy het blykbaar pragtige plekkie daar in Melkbosstrand. So. Hulle moet dit geniet. Dat ek het gesien, so wie behalwe die Springbok rugby trui, wie het nog die beste geskenk gekry? Jesus, laat julle nou moes wag vir COVID om nou dit te doen. Maar ek is so bly vir julle. Julle moet dit geniet. Nog iemand? Ek wag vir die kinders om vir my te vertel. Ek dink, ek lees in die week, ek wil glad nie die glimlag van julle Kersgesiggies afhaal nie. Maar ek lees in die week dat Dinsdag se piek, daar was meer mense wat Dinsdag aangemeld is dat hulle met COVID besmet is as op die hoogste piek in Julie. My suster is 'n dokter, so as julle dit nie wil glo nie. My suster is 'n dokter en sy is daar by Kuilsrivier en sy sê daar is mense wat in die gange op beddens lê. Ek dink die grootste geskenk vir jaar. Ek dink aan soveel mense wat Kersfees vir jaar vier met familielede wat op ventilators is. Ek dink die grootste geskenk is dat jy gesond is en dat jy saam met jou familie kan wees. Ek sê dit nie om die glimlag af te vat, ek wil hê julle moet net met dankbaarheid gevul wees dat ons dit tot hier gemaak het. En ek weet dit is die moeilikste ding vir ons want baie van my kollegas het hulle eredienste afgestel tot diep in Januarie. Ons het besluit ons gaan aan ons handhaaf die protokolle soos ons moet. Maar so asseblief, ek weet dit reis teen julle grein in. Maar laat ons nie mekaar omhels en druk en soen vandag nie. Gee mekaar maar soos die kinders sê 'n high five. Ons groet mekaar net so op 'n afstand. Kom ons sit ons lofsang voort. Vir my ons gaan ons nie baie sing nie, so ons sing nou net my gunstelinge. Lied 349, kom kinders besing met 'n vrolike stem. Ons gaan dit in so met beurtsang sing en dit word vir jou aangedui op die PowerPoint. Die eerste en die laaste vers sing ons almal saam, die tweede en die vroue en die derde die mans. Julle kan bly sit. Die wonder van God.
Kom ons staan vir hierdie lied, kom alle getroues vrolik en vol vreugde. Ons sing al 4 die verse, ons gaan dit weer so in beurtsang sing, maar julle sal sien dit is so aangedui op die PowerPoint. God wat mens geword het alles kom verander. Dat God se seun mens geword het
en in ons buurt kom woon het. Dit het inderdaad die geskiedenisboeke herskryf. Iemand het eendag in 'n TV-onderhoud met die bekende onderhoudvoerder Larry King, het hulle vir Larry King gevra, as hy nou kon time travel, met wie sou hy graag 'n onderhoud wou voer? En toe sonder aarzeling was Larry King se antwoord met Jesus Christus. En die onderhoudvoerder was al verbaas en hy vra vir Larry King, maar hoekom Jesus Christus? En toe sê hy, ek sou hom gevra het of hy regtig uit 'n maagd gebore was. Die antwoord op daardie vraag would define history for me. Ek dink hy's reg. Toe Paus Julius die eerste in 353 na Christus 25 Desember verklaar het tot die geboortedag van Jesus, dink ek het min mense gedink watter impak dit op die wêreld sou gehad het. So iemand het hierdie week vir my so effens 'n snedige boodskapie gestuur en gesê, van jy besef natuurlik, 25 Desember is nie regtig Jesus se geboortedag nie. En my antwoord vir hom was, ja ek weet, maar dit maak nie regtig saak nie. Wat saak maak is die feit dat ons dit vier. Ons het in adventstyd het ons 4 kersse aangesteek. Hoop, vrede, vreugde en liefde. Vanoggend bly net die Christuskers oor. En met die aansteek van hierdie Christuskers word ons daaraan herinner dat in hom alles vervul is. Want in Jesus vind ons die hoop en die vrede en die vreugde en die liefde. In Christus vind ons die lig, die lewe, die moed om soos hy te wees, die moed om op sy roepstem te antwoord en in sy voetspore te volg. Wanneer ons die Christuskers aansteek, steek ons dit aan in die naam van die een wat die lig self is. En soos Maria en Josef lang terug gedoen het, noem ons ook hierdie lig Jesus. Kom ons staan en dan sing ons lied 353, die tweede vers, die lig kom na die wêreld. Here Jesus, mag die lig van u lewe in ons brand. Mag dit ons lei om opnuut die brandende waarheid van God met ons, God vir ons en God in ons te ontdek. Here, u is ons lig in ons lewe. Dankie dat u na ons gekom het. Skyn met u helder lig in elke donker deeltjie van ons wêreld. Elke donker deeltjie van ons harte. Skyn met u genade op ons. Amen.
Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Ek wil volgend vir julle bedien met 'n lied, as julle dus mee sal begin. Dit is 'n lied wat jare nog vir my geweldig geraak het, al weet jy, elke keer dink ek, is dit moet ons waar is, die lied, sy naam is Joseph's Song. En het is geskryf deur met die naam van Michael Card. Michael Card het gaan dink en dat die arme Joseph, as jy nou daaraan dink, ek het 3 tienerdogters en baie daarin voel ek is en die lied gaan daaroor dat Jesus Joseph op 'n stadium so met die baba Jesus in sy arms gesit het. En hy het geglo wat die engel vir hom gesê het. En kan julle dink hoe onbevoeg hy op daardie moment moes gevoel het. So hierdie lied verwoord net iets daarvan. How could it be, this baby in my arms, sleeping now, so peacefully, the Son of God, the angel said, how could it be? Lord, I know He's not my own, not of my flesh, not of my bone, still father-led, this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair, and when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be? This baby in my arms, sleeping now, so peacefully, the Son of God, the angel said, how could it be? Ek kan julle Bybels oopmaak by Johannes 1
of julle kan op die bord dit net saam volg. Die woord het mens geword. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het hierom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was en kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eie toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons lees net tot daar. Ek wil net so vers 14, Eugene Peterson se weergawe daarvan vir julle net aanhaal. The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Ek weet nie of julle, soos die kinders, of julle dit sal erken dalk vandag nie, of julle ook hou van superheroes nie. Kyk, 'n mens kry nou mos nou vir Superman en Spider-Man en die Flash en hulle het superkragte, hulle lyk soos gewone mense, maar hulle is vinnig en sterk, byna onsigbaar. En dan kry nou die groep soos Batman en Iron Man en hulle is bloot eenvoudig net baie slim en baie ryk. So hulle kon vir hulle hierdie pakkies maak. Nou, ek weet nie wat is julle gunsteling nie. Al wat ek wil sê is, my naam is Fanny Engelbreg, my voorletters is FE. En die van julle wat julle periodieke tabel van elemente ken. En die gerugte is waar dat ek en Iron Man is nog nie in dieselfde vertrek gelyktydig gesien nie. Ek is glad nie teen fantasie of droom nie. Solank as wat jy weet dat Jesus die grootste superhero is en dat hy regtig is. Maar het julle al dan gedink dat superheroes deur skrywers uitgedink is en dat daar 'n rede voor is hoekom hulle uitgedink het. Gaan kyk maar na die superkragte wat hulle het. Jy moet die sterkste wees of die vinnigste of om te kan vlieg. Of dan as jy nie een van daai kan doen nie, om ten minste slim genoeg of ryk genoeg te wees, sodat jy die beste gadgets kan koop. So daar's geleerdes wat beweer, dat as jy wil weet, hoe lyk 'n bepaalde gemeenskap, watter tipe mense is in 'n bepaalde gemeenskap, dan moet jy gaan kyk na hulle superheroes. Gaan kyk na hulle helde, want sê die geleerdes, ons vereer daardie mense wat ons drome en ons drange en ons behoeftes en ons begeertes verpersoonlik. Gaan kyk maar byvoorbeeld na mense wat verdruk en verontreg voel. Hulle vereer graag hulle vryheidsvegters. Mense wat bang is, vereer mense wat baie dapperheid vertoon.
Dalk het jy 'n sportheld wat jy soos wie jy graag sou wou tennis speel of rugby speel of netbal of cricket of wat ook al dit is. En omdat ons soveel van mekaar verskil, omdat ons wense en ons drome soveel van mekaar verskil, so daarom het ons ook uiteenlopende helde en rolmodelle. En baie van die helde en rolmodelle verskil sommer drasties van mekaar. In een deel van die wêreld sal Saddam Hussein vereer word as 'n held, en in 'n ander deel van die wêreld sal Vladimir Putin as 'n held vereer word, en in ander dele van die wêreld sal Moeder Teresa vereer word as 'n held en 'n rolmodel, en ek meen hulle verskil drasties van mekaar, hemelsbreed. Maar daar's tog een held wat reg deur die wêreld vereer word. Een persoon vir wie die hele wêreld lief is en wat hulle almal ken. Weet nie of julle al kan raai wie dit is hier. Voor julle raai. Hulle het 'n toets gedoen onder kinders. Kan jy onthou hoe oud die kinders was nie? En daar's een figuur wat deur 99% van alle kinders reg deur die wêreld erken word. Ek weet nie of hierdie toets in Afrika ook gedoen is nie, maar hulle sê dit is. Nee, nee. Weet julle wie dit is? Al wat ek vir julle kan sê is, hy laat karton soos hamburgers ryk. Ekskuus nie. Ronald McDonald van McDonald's. Terloops, hulle het ook 'n prentjie van Jesus gehad, of ten minste hoe kunstenaars hom voorstel, maar ek kan nie onthou of Jesus die top 10 gehaal het nie. Maar wie was tweede? Iemand wie se verhaal en gesig van poolstreek tot poolstreek bekend is. En as die geleerdes reg is, dat 'n gemeenskap of 'n wêreld geken word aan sy helde, kan ons gerus 'n slag 'n bietjie na hierdie held van ons gaan kyk. Omdat ek dink hy juis iets sê van die wêreld waarin ons leef, iets oor ons verlangens en drome en begeertes. Hierdie held van ons het verskillende name. Party mense noem hom Sinterklaas, afgelei van Sint Nicolaas of die heilige Nicolaas, ander noem hom Papa Noël of Père Noël. In die ooste word hy Otiushu genoem, en in die res van die wêreld sommer Sonderklaas, Vader Kersfees, Jelly Belly, in Afrikaans Kersvader of Vader Kersfees. Sy oorspronklike naam was doodgewoon Nicolaas. Maar dit is nogals oulik as jy in gedagte hou dat Nicolaas beteken oorwinnaar. Nou, Nicolaas is glo in 280 na Christus in die streek wat vandag as Turkye bekend staan as hy gebore. Sy ouers is albei dood toe hy nog jonk was en het eintlik maar wees groot geword. Hy gebruik egter elke geleentheid wat hy kry, en hy was 'n baie skrander leerling, en op die ou end het hy dan ook 'n priester geword. Hy was 'n baie goeie priester, soveel so dat hy die biskop van die stad Myra geword het. Hierdie posisie het hy bekleed tot met sy dood op 6 Desember 343. Nicolaas was baie geliefd aan die mense, want volgens oorlewering het hy gereeld met 'n groot sak oor sy skouer geloop. In die sak was daar gewoonlik lekkernye soos vrugte, appels, lemoene, en die het hy uitgedeel aan die hongerkinders in sy omgewing. Maar hy het veral bekendheid verwerf toe hy sy buurman eendag gehelp het. Nou, die buurman het 3 dogters gehad, en in daardie dae moes hy vir elke dogter 'n bruidskat bymekaar maak. Maar hy was so arm geweest dat hy dit nie kon doen nie. En dit het beteken dat hierdie 3 dogters nie as huurbaar genoeg beskou sou word sodat hulle kon trou nie. En dit sou beteken dat 'n lewe van handearbeid of bedel of prostitusie hulle voorland sou wees. So Nicolaas het toe 'n nag gegaan en 'n sak vol geld deur sy buurman se venster gegooi. Genoeg sodat sy oudste dogter getrou kon kom. En so het hy ook met die tweede en die derde dogter gemaak, en niemand sou daarvan geweet het nie, sou hy nie uitgevang gewees het met die laaste een nie, hulle het raak gesien
En so het dit bekend geword. So dis op hierdie spesifieke weldade dat die latere legende van Kersvader gebou is. Elke geslag, elke kultuur gee sy eie kleur en geur aan die storie van Kersvader, sodat die verhale rondom Kersvader vandag letterlik so veelkleurig is soos 'n versierde kersboom. En vandag is die sak nie meer vol vrugte of ander lekkerdye nie, maar vol geskenke. Speelgoed. En dit word nie meer deur die venster gegooi nie, dit word deur die skoorsteen gebring, behalwe as jy in 'n woonstel gemeentehuis bly, daar nie 'n skoorsteen is nie, dan word dit nog steeds blykbaar deur die venster gegooi, of dit word sommer in 'n sloop gesit of 'n kerskous wat jy oor jou bed hang. Die baie jare sedert die net vir Kersvader ook baie goed behandel. Nie alleen het sy goeie dade meer geword nie, maar ook sy persoonlikheid en voorkoms het groter geword. Die oorspronklike Nicolaas het natuurlik 'n mis opgehad, 'n biskopmis, en tradisioneel sou hy 'n swart toga gedra het, want dit is wat biskoppe gedra het in daardie tyd. En in die meeste prentjies van hom was hy ernstig en skruil met 'n donker baard. Teen die 1300s het sy baard begin wit word, wat mens kan verstaan, 'n man wat so oud word. En in die begin van die 19de eeu het hy sy ronde maag gekry, na oorlewering van al die melk en koekies wat die kinders vir hom uitsit. Daarna het hy die swart stewels en die rooi klere gevolg, en teen die einde van die 19de eeu is die sak kos deur geskenke vervang. In 1866 nog was hy 'n kort mannetjie, maar in 1930 was hy 'n 6-voeter met rooi wange. En in sommige lande sal jy hom nooit aantref sonder 'n kouk in sy hand nie. Kinders, Kersvader is dus regtig. Moenie laat die groter kinders vir julle anders vertel nie. Julle het dit hier gehoor, die dominee het so gesê. Hy was ten minste iemand wat regtig geleef het. En het 'n held geword omdat hy iets van ons drome en ons wense begin weerspieël het. Hy deur al die eeue het hy die verpersoonliking geword van ek dink alles wat die wêreld wil hê. Hy is die vriend wat baie vinnig, baie ver kan reis en wat nooit met leë hande by jou aankom. Hy bring altyd geskenke saam. Hy is die wyse man wat die goeie beloon en die slegte oorsien. Hy is die kindervriend wat nooit oud word nie of siek word nie. Hy is die vaderfiguur op wie se skoot jy kan klim en met wie jy jou hartsgeheime kan deel. Ek het niks teen Kersvader nie. Ek het nie 'n probleem met fantasie Kersvader nie. Ek het 'n probleem met mense wat dink God die Vader is Kersvader. Of ten minste dink ons dat God dan moet probeer, dat God die Vader moet probeer om so 'n bietjie meer soos Kersvader te wees. Kersvader is nie God die Vader nie, want kan Kersvader regtig vir ons gee wat ons nodig het? Nee, want hy kom net een keer 'n jaar. Hy is nie Immanuel nie. Is hy byvoorbeeld by ons wanneer ons sy hulp regtig nodig het? Wanneer ek alleen is met 'n siek kind? Wanneer my man of my vrou of iemand wat naby aan my is, veg om te bly asemhaal? Wanneer ek vir die eksamen moet leer, wanneer ek bekommerd is oor uitslae, wanneer die uitslae kom en dis nie waarop ek gehoop het nie, wanneer ek bang is vir môre of vir volgende jaar. Wat meer is, Kersvader kan net gee, hy kan niks wegneem nie. Hy kan byvoorbeeld nie die gevolge van ons sonde wegneem nie. Hy kan ook nie 'n seer hart van ons af wegneem nie. Wat nog te sê die hartseer van 'n oop graf. En as Kersvader gee, wat gee hy? Hy kan net gee dit wat tydelik is. Hy gee geskenke.
Maar die meeste geskenke gaan nie heel bly tot Nuwejaar toe nie. Kan hy die ware lewe gee? Kan hy gee wat ewig is? Nee, hy gee net wat tydelik is en dit waarvan die glans sommer gou verdwyn. Al lyk dit en voel dit en klink dit soms asof Kersfees oor hom gaan dit nie eens oor hom nie. Soms dink ons oor God die Vader soos wat ons oor Kersvader dink. En dikwels word ons gebede soos 'n tipe wishlist. Wat ons ook glo God die Vader antwoord as ons daarom hard genoeg probeer om goed genoeg te wees. Maar God is anders. God is heilig. Dit beteken hy het nie sonde of foute nie. En dit terwyl Kersvader sommer 'n hele klomp tekortkominge het. Jesus is die een oor wie dit eintlik gaan. Daardie een wat nie uit ons wêreld gekom het nie. Ja, iemand wat soos 'n gewone mens gelyk het. Maar wat deur God gestuur is. Wat van hom was en uit God was en dus self God was. En die wat hom ontmoet het, en het gesê, daar was iets anders aan hom. Ja, wanneer hy aan siekes geraak het hulle gesond geword. Maar selfs wanneer net die skadu, wanneer net sy skadu oor 'n sieke geval het die sieke gesond geword. As jy maar net aan sy mantel kon raak, het jy gesond geword. Blindes kon sien, dowes kon hoor, lammes het weer begin loop. 'n Paar visies en broodjies en sy teenwoordigheid was genoeg om duisende te kon voed. Hy dooies laat lewe en lewende dooies se lewens werklik verander. En in die laaste week van sy lewe, voordat ons hom doodgemaak het, lees ons in Lukas 9, het hy vir die mense gevra, so wie sê jy is ek? En dis die vraag, waarmee Jesus hierdie Kersfees vanoggend ons lewe, ons toekoms, wat en wie ons is, wat ons kan en moet wees, wil kom deurdring. Is hy soos Kersvader, iemand wat net al ons greeds kan bevredig, ons begeertes? Of is hy vir my die seun van God, die verlosser, wat al my needs, my regtige behoeftes kan bevredig? Is hy die een wat vir my in die kruis gesterf het, iemand wat werklik tussen mense kom leef het en die ware Vader van Kersfees kom openbaar het in sy oneindige liefde en genade? Of is hy soos Kersvader die produk van ons verbeelding? Wanneer ons Kersfees vier, wil hy ons graag met hierdie vraag kom konfronteer. So wie sê julle is ek? En dan sê hy, en as julle my Here, koning, of verlosser, of seun van God, of raadsman, of vredevors noem, hoe volg julle my? Hoe dien julle my? Sien, Kersvader is vir baie van ons die verpersoonliking van ons drome en ons begeertes. Jesus wil nie dit wees nie. Broers en susters, want wie van ons sou in ons wildste drome 'n verlosser kon uitdink wat as 'n papbaba gebore word? 'n superheld wat sterf in die kruis. 'n doodgewone mens
wat in ons hel in sou kom neerdal en tussen ons kom leef, ja, wat by ons in die buurt kom woon het. En dis presies wat God gedoen het. Hy het gedoen dit wat ons nie eens in ons wildste drome sou verwag het nie. Hy het mens geword sodat ons hom kan vertrou, kan weet dat, omdat hy ook mens was, hy verstaan, hy presies weet wat in jou hart omgaan. God het hom aan die kruis geoffer, sodat ons God se liefde vir ons kon leer ken. Hy het uit die dood oorwin, sodat elkeen van ons nou Nicolaas genoem kan word, oorwinnaar. Meer as oorwinnaars. Soveel sodat niks in hierdie lewe ons meer van God se liefde kan skei nie. Is dit nie meer as wat jy ooit van sou kon droom nie? Is dit nie so groot, so ongelooflik, dat dit amper nie waar kan wees nie? So fantasties, dit moet net waar wees. Want dit is wat God gedoen het. Hy het iemand gestuur wat nie maar net een keer per jaar vir ons kom kuier nie, wat altyd by ons is. Hy het iemand vir ons gegee wat kan gee en wegneem. Hy het iemand vir ons gegee op wie se skoot ons sou kon gaan sit, maar dit is nie eers nodig nie, want hy ken jou hart. Hy weet wat jy nodig het, voordat jy dit nog kan sê. Hy het vir ons iemand gegee, wat dit vir ons gee wat vir altyd hou. Hy het vir ons iemand gegee wat nooit verander nie. Wie se kleed van verlossing altyd wit sal bly, wie se naam Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here, sal bly. Kom ons aanbid hom wat soveel meer vir ons gedoen het, wat soveel meer vir ons sal doen, as wat ons ooit kan droom of begeer. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat U meer is. Dat U groter is as wat ons ooit self sou kon uitdink. Here, ons bely ons verstaan dit byna nooit. Wat U gedoen het, hoekom U dit gedoen het, maar ons glo dit en ons hou daaraan vas. Omdat Here, U die hoop is. U die vrede is, U die vreugde is. U is liefde. Here, kom vul ons vanoggend daarmee, sodat ons saam met U die wêreld kan verander. Skyn met U lig in ons hart. Ons eer U. Amen. Kersfees, kan nie Kersfees wees as ons die stille nag sing nie? Kom ons staan en dan sluit ons met stille nag al 3 die verse. Jesus,
Dit is mag die res van hierdie dag vir julle regtig 'n geseënde Kersfees wees. Die van julle wat so bevoorreg is om vandag vriende en familie by julle te hê, nooit vergeet om ook dankbaar daarvoor te wees. Vandag nie. Dit is die grootste geskenk, naas die geskenk van Jesus Christus vandag. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee van nou af tot in alle ewigheid. Amen.